ons Here Jesus sê, wees bly as hulle als wat vals en sleg is van julle sê. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en ook vrede vir u van God die Vader, Jesus die Here en dit deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanoggend uit die brief geskryf deur Paulus aan Filemon. Ons lees die hele brief, dis 25 verse, die brief aan Filemon. Hier in my Bybel noem ek dit, omdat ons sekerlik nou nie so baie met hierdie brief te doen kry nie, in die Nuwe Testament, bladsy 297, die brief aan Filemon, 25 verse, hierdie hele brief. Dalk so effens langer die skriflesing as gewoonlik, maar luister goed en luister fyn, want hierdeur spreek die Here. Broers en susters, God se woord. Van Paulus, 'n gevangene, ter wille van Christus Jesus, en van ons broer Timoteus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Filemon se liefde en geloof. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Paulus pleit vir Onesimus. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in die belang van my kind, Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy in besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy hom vroeër ontvang het en my ook so sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het,
of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue, dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Groete en heilwense. Epafras, wat saam met my ter wille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers, Markus, Aristarchos, Demas en Lukas, stuur groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Aan julle gee ek die sleutel van die koninkryk, en die magte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. Geliefdes in die Here, ons sonder die 18de en die eerste deeltjie van die 19de versie van die brief van aan Filemon uit as die teksvers vir die prediking. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek self, Paulus, met my eie hande. Ek sal betaal. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek self, Paulus, ek sal betaal. Dis interessant met hoeveel passie mense kan beklei en stry, vure aansteek en van mekaar verskil, gesinne verdeel, families verdeel, oor hoe hulle spesifieke manier van aanbidding wil handhaaf. En dan kom die vraag by 'n mens op, as iemand so passievol is, verstaan die persoon waaroor dit werklik ten diepte gaan? Sal so 'n persoon bereid wees om werklik waar vrag te vat vir daardie saak wat hy so verdedig? Sal hy bereid wees om werklik waar op te offer? Sal hy bereid wees om vanuit sy gemaksone te kom en werklik waar te dien? As 'n mens so oor die eeue heen na die kerkgeskiedenis kyk, vul dit 'n mens met verwondering en met diepe admirering van hoe gelowiges bereid was om hulle self en alles op die spel te sit vir die woord van die Here. Om hulle self te gee, om oorgelewer te word, om met 'n glimlag na die brandstapel te stap. Maar my geloof gee ek nie prys nie. Ons sien dit in die vroeë kerk. Ons sien dit soveel keer oor en oor in die tye van vervolging. Ons sien dit met ons hervormde kerkvadere. Die hugenote wat ter wille van hulle geloof naderhand moes vlug, ter wille van die suiwerheid van die geloof. Gelukkig in die moderne tyd is daar nog sulke mense. Gelukkig is daar nog, en sekerlik een van die heel bekendstes in die moderne tyd, is 'n man met die naam van Dietrich Bonhoeffer. Hy was 'n Luteraan, omtrent dieselfde kerk as ons in die Duitse wêreld. Bonhoeffer is ter dood veroordeel. Hy is in 'n konsentrasiekamp opgehang ter wille van sy geloof. Hy is gebore in 1906 en hier aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog nog 'n jong man, maar 1945 April maand, is hy daar in die Duitse konsentrasiekamp ter dood veroordeel omdat hy
krities vanuit die geloof uitsprake gemaak het teen die regering van daardie tyd oor hoe hulle oorlogsmisdade gepleeg het. Hy kon sy getuienis terugtrek, maar hy het geweier, want dis nie die waarheid nie. Hy kon gespaar gewees het om gehang te word, maar dit sou sy God verloon. Hy het vir die waarheid gestaan, vir dit wat hy geglo het. Hy's 'n martelaar van die geloof. Onlangs, nie eens 100 jaar terug nie. En in ons eie tyd gebeur dit nog steeds. Dankie dat daar sulke gelowiges is. Een van die grootste werke, en dis ons by hierdie martelaar dan nou aansluit, wat vanuit sy pen deur die Gees van die Here daar vanuit die konsentrasiekamp kom, is in Engels vanuit die Duits vertaal The Cost of Discipleship. Die koste van disippelskap. Die prys wat jy moet bereid wees om te betaal om 'n navolger van Jesus Christus te kan wees. Hy skryf dat mense ongelukkig God se genade heeltemal verkeerd verstaan. Mense is geneig om eerder te soek daar waar God se genade goedkoop en maklik bekombaar is. Daar waar hulle sal aanbid, moet dit vir hulle so wees dat hulle gemaklik agteroor kan sit. Dit moet vir hulle so wees dat hulle nie knegte, maar eerder die eer wil ontvang in daardie manier van aanbidding. Nie knegte wil wees nie, nie diensknegte nie, maar eerder die sentrum gemaak wil word van die aanbidding. In plaas daarvan weet ons wie die sentrum veronderstel is om te wees. Daar waar genade die goedkoopste is en die maklikste bekombaar is. Daar waar die koste en die prys van die kruis, die koste en die prys van ware disippelskap nie vereis word nie. Sjoe, met ander woorde, daar's nie by hulle 'n bereidwilligheid om die koste en die prys van ware disippelskap te betaal nie. Hulle wil dit hê, o ja, maar hulle soek dit sonder enige moeite, sonder enige opoffering, sonder om vrag te wil vat. En hoe baie hoor ons dit in ons eie tyd, die pleidooi. Die kerk moet gemaklik wees. Dan word daar vir hulle 'n tafel gedek van hoe gemaklik en voorspoedig en welaf dit vir jou sal wees om by daardie groep maar net aan te sluit. So 'n kitskuier by die kerk, so 'n quick fix en alles is reg. Maar Bonhoeffer, bereid om vir sy geloof te hang, volg nie hierdie pad nie. Hy kyk na die skrif, na wat sê die woord van die Here, aan wie die eer moet toekom. Bereid om daarvoor te hang. In die voetspore van Jesus, Lukas hoofstuk 9 vers 23, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloon, jou kruis opneem en my volg. Genade is nie goedkoop nie. Dit het gevra dat die Seun van God in ons plek gekruisig moet word. En dit vra van jou en van my, aan die hand van Lukas hoofstuk 9, 'n bereidwilligheid om 'n kruis te dra. Daar word 'n verhaaltjie uit die ou dae vertel, en dit word vir die waarheid vertel, van 'n sekere dokter Jan, wat op 'n plattelandse dorpie gepraktiseer het.
Die storie wat vir die waarheid vertel word, lui dat dokter Jan nooit 'n rekening aan enige arm pasiënt van hom gestuur het nie. Nooit. Maar tog het hy hulle nie heeltemal gratis behandel nie. Hy het die rekening vir hulle behandeling aan sy ryk pasiënte gestuur. 'n Mens wil sê, "Sjoe, hy is sekerlik 'n Christen. Hy aard so reg na sy hemelse Vader, wat die rekening wat na ons toe moet kom, nie na ons toe stuur nie, maar daardie rekening vir sy seun gee om namens ons te betaal. Die rekening vir sy seun gee om te betaal sodat u en ek vry kan wees, sodat u en ek gratis weg kan stap. Maar liewe broers en susters, dit is net daar waar hierdie gelykenis, hierdie gelyke vergelyking, hierdie gelykenis tussen dokter Jan en God die Vader met mekaar stop. Want ja, die storie lei vir die waarheid dat dokter Jan nooit 'n vensterkoevertjie vir enige van sy arm pasiënte gestuur het nie. Maar tog, God, soos wat hy daardie vensterkoevertjie wat na u en na my toe moes kom, na sy seun toe gestuur het, stuur hy derentyd vensterkoevertjies van iemand na iemand anders. En dit, liewe broers en susters, is waarvan die brief van Filemon praat, om vir ons die waarheid hiervan te demonstreer. Die apostel Paulus, martelaar vir Jesus, is in die tronk in Rome. Hy is in gevangenskap. Hy sit daar omdat hy nie gesnoer word om die waarheid te verkondig nie. Hy hou nie sy mond nie. Hy verkondig tronk toe Paulus. Dan interessant hier in die tronk, die wonder van Paulus het tyd om te skryf. En Paulus skryf dit neer wat hy sou preek. En dit wat neergeskryf word behoue gelaat. God se wonder, sodat dit uiteindelik by u en by my, soos vanoggend, kan uitkom. In die tronk skryf hy dit neer, in die 60s na Christus. Hy skryf hierdie brief in Rome vir iemand wat 'n kerkleier is in Kolosse. Die persoon se naam is Filemon. Filemon was 'n goeie kerkleier in daardie gemeente, die gemeente van die Kolossense. En hy skryf die brief oor iemand. Hy skryf die brief oor Onesimus. Onesimus was 'n slaaf van Filemon. Maar iets het nie daar reg geloop nie. Hierdie slaaf, hoor ons, was nie eintlik bruikbaar nie. Hy was seker lui, hy het nie seker sy deel gedoen nie. En hy het op een of ander manier vir Filemon skade gedoen. Hy vlug toe weg, en hoe presies weet ons nie, maar hy kom by Paulus uit, in Rome, daar in die tronk in gevangenskap. En hierdie Onesimus, die vlugtende slaaf, kom tot bekering. Hy is nou navolger van Jesus. En oor hom skryf Paulus dan hierdie brief, en hieruit, broers en susters, groot betekenis, groot boodskap vir elkeen wat glo, en vir elkeen wat nog moet leer, hoe dit is om werklik die pad te stap. Hy skryf en sê hierdie slaaf wat hy in die tronk ontmoet het, wat tot bekering gekom het, beteken vir hom baie. Dit is iemand wat hom onderskraag het, iemand wat hom bygestaan het. Maar hy wat Paulus is, kan hom nie hier hou nie. Hy moet hom wegstuur, hy moet teruggaan, want hy moet gaan regmaak. Ons maak mos reg wat ons verbrou het. Ons maak mos reg met ons medemens wat nie in plek is nie.
So ten spyte van die feit dat Paulus hom nodig het, stuur hy hom terug. En ongelooflik om daaraan te dink, dat Onesimus die draer is van hierdie brief. Hy dra dit van Rome na Kolosse. Interessant, ons lees in Efesiërs 6, in Kolossense hoofstuk 4, dat al die gevangenisbriewe, Filemon, Filippense, Kolossense en die Efesiërbrief, heel moontlik deur Onesimus en 'n ander man met die naam van Tychicus, heel moontlik op dieselfde reis gedra is en aan daardie verskillende 4 gemeentes oorhandig is, die briewe uit die tronk. Die briewe daar waar Paulus ter wille van Jesus Christus in die tronk sit, omdat hy nie sal stil bly nie. Hieruit, broers en susters, die wonder van hoe God uiteindelik die saad gesaai het, sodat die evangelie verkondig kan word. En dan die vensterkoevertjie vanuit die hemel in hierdie brief. Ten eerstens 'n rekening vir Paulus. Paulus sê, ek het hierdie man eintlik hier nodig. Dit sal vir my baat om hom hier te hê. Hy help my regtig. Hy is vir my van hulp. Ek noem hom my seun. Maar weet jy wat? Hy moet teruggaan. Hy moet teruggaan na jou toe, want hy moet gaan regmaak. Hy moet doen wat die evangelie verwag. Hy moet hierdie dinge gaan uitsorteer. As hy jou enige skade gedoen het, as hy jou enige iets skuld, sit dit op my rekening, skryf Paulus. Ek sal dit betaal. Sjoe. So in die voetspore van Jesus. En jy, Onesimus, jou vensterkoevertjie uit die hemel, jy moet gaan regmaak. Jy moet gaan verskoning vra. Jy moet dit gaan uitsorteer met Filemon wat jy skade gedoen het en van wie jy af uiteindelik gevlug het. Want jy het tot bekering gekom. Jy het die Here gevind. Jy is nou syne. Want dis wat Christene doen. En dan Filemon, ook 'n rekeningkie, 'n vensterkoevertjie uit die hemel. Lees 'n mens hierdie brief fyn, dan hoor 'n mens derentyd hoe Paulus dit skryf vir hierdie broer in die geloof. Dat 'n mens tot die ontwaking kom, maar Paulus sal nooit hierdie aanbiedinge eers moontlik probeer om te aanvaar van skuldvergelding deur Paulus namens die slaaf en nooit die slaaf wegjaag, want hy's dan 'n broer in Christus. Dis wat van Paulus dan deur hierdie brief aan Filemon gerig word. Filemon kan nie anders nie, hy het nie 'n keuse nie, want hy het die liefde van die Here in sy hart. Hy het nie 'n keuse nie, want dit is wat Christene doen. Hy vergewe, hy spreek vry. Dis hoe dit is as jy in die voetspore van Jesus loop. Dan is God se liefde in jou lewe, want God is liefde. Het die evangelie jou al enigsins iets gekos? As dit nie het nie, dan moet jy seker maak dat God werklik jou adres het. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. O Here, ons wil U dien en ons vra U om ons waardig te maak. Ons vra U om ons ware knegg van U die lewende God te maak. Ons vra U, Here, dat ons sal verstaan dat die passasiersboot beeld van die kerk die donkerse realiteit is om ons lam te lê. Hier kan ons nie met cocktails bedien word nie. Hier is ons op 'n oorlogskip. Die stryd
van die Gees, die stryd om lewe en dood. En daarom, Here, maak die bemanning handig en bekwaam en bereid en paraat om elkeen ook so, Here, sy deel te doen. Ons erken, miskien is dit juis in ons verstaan waar genade so beklemtoon word, dat ons ook maklik skuldig kan raak aan die misbruik daarvan. Maar ook aan die Romeine sê u deur Paulus, laat ons nie op die genade roem en so nie goed doen en reg doen nie. Motiveer u ons en inspireer u ons om die waarheid te leef. Om werklik waar, Here, bereid te wees om 'n fakkeldraer te wees. Dis die wêreld wat ons wil steel. Dis die wêreld wat ons blind maak. Vir ons die beeld skep van 'n vinnige herstel, 'n maklike pad. Sommer maar net so 'n sousie van Jesus wat oor ons eie aardse dinge gegooi word. En dan is die saak reg. Nee, allermins, Here. In die voorbeelde van die gelowiges sien ons dit. Paulus in die tronk, Bonhoeffer aan die galg. Is ons bereid? Jesus, u gaan voor. Ons volg in u spoor. Kom ons tegemoet, Here. Beskerm ons teen die kwaad. Weerhou ons van die haat. Kom ons tegemoet en laat liefde, die waarheid, u in ons lewe die heel eerste wees. So bid ons dit, en die een wat ons rekening op hom geneem het, se naam, Jesus Christus alleen, sodat ons bereid sal wees om ander se rekeninge te vereffen. Kom ons so tegemoet, Here. U reg is vreemd, maar dis verlossend. Amen. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede, al is jy 'n skaap tussen die wolwe. Die genade van God onsse Vader, die liefde van Jesus, ons Heiland, en die nabyheid van die Heilige Gees, bly by ons in hierdie wêreld, so het U dit beloof. Amen.